Lord, every nation on earth shall adore you. Lord, every people will call on your name. Every knee shall bow. Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor verhoudings, oor doelgerigte liefde, hoe om vir mekaar lief te wees, hoe om verhoudings met mekaar, diep verhoudings te hê. En ons het die eerste keer vir mekaar gesê, verhoudings is die belangrikste. Daar is nie iets belangriker as verhoudings nie. Verhoudings is belangriker as geld en dis belangriker as take, is verhoudings. Toe het ons gesê, ons moet lief hê soos Jesus lief het. Jesus het lief nie vanuit 'n wet wat nagekom moet word nie, maar Jesus doen 'n klomp dinge omdat hy lief het. En dis ook in ons harte wat dit moet wees. Ek is nie besig om nie te steel of om jou nie seer te maak nie, omdat 'n wet dit vir my sê nie, maar ek is besig om jou nie seer te maak nie, omdat ek jou lief het. Nee, dit is iets wat uit my hart uitkom. Ons het ook gesien dat Jesus se liefde is nuut en vars, en hy moedig ons aan dat ons liefde gedurig deur vars en nuut sal bly. Toe het ons gesê, Jesus leer ons om met jou hart te kommunikeer. Jy kan nie wegsteek wat in jou hart is nie. En as ek met iemand praat of sinvolle verhoudings wil hê, moet ek eerstens gaan uitvind, wat gaan ten diepste hier binne my hart aan? Want dit wat hier is, kom uit by die mond. En daarmee saam is die mees liefdevolste ding wat jy met iemand kan doen, is om na iemand te kan luister. Is om oor die bruggie in iemand se wêreld in te stap en te sê, ek wil jou verstaan, ek wil begrip hê vir wie jy is. En verlede keer het ons stil gestaan by om nie te oordeel nie, en die geweldige destruktiewe verwoestende effek van veroordeling wat dit in 'n mens het. En dan is ons vanoggend by die wat dien is die belangrikste, by Markus 10 vers 35 tot 45. En ek lees vir jou uit die 2020 vertaling. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het na hom gekom en gevra, Meester, ons wil hê dat wat ons ook al van u vra, u vir ons moet doen. Jesus vra hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle antwoord hom, beskik dat in u heerlikheid een van ons aan u regterhand en een aan u linkerhand mag sit. Maar Jesus antwoord hulle, julle besef nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Hulle sê vir hom, ons kan. Jesus sê toe vir hulle, die beker wat ek drink sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word sal julle gedoop word. Maar om aan my regter of linkerhand te sit, is nie vir my om te beskik nie, maar dit is vir hulle vir wie dit voorberei is. Toe die 10 dit hoor, het hulle verontwaardig geword oor Jakobus en Johannes. Jesus het hulle na hom toe geroep en vir hulle gesê, julle weet dat hulle wat as heersers oor die nasies beskou word, oor hulle baas speel, en dat hulle maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So is dit egter nie by julle nie, maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees, en wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees, want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ons gaan net tot daar lees. Nou, ons het verlede week, het ek vir julle gesê, stilgestaan by die geweldige
effek van en destruktiewe effek van veroordeling of om te kritiseer. Ons het allerlei woorde daarvoor, ons help net mense reg en so aan. Maar dit breek mense af, dit breek verhoudings en dit maak dat jy nie vir iemand ruimte gee om te groei en te ontwikkel nie. Veroordeling en kritiek maak op die ou ende nie dat iemand verander nie. Dit het juis die teenoorgestelde effek wat ons dink dit moet hê. Ons dink as ons veroordeel en kritiek gee, dan sal mense verander. Nee, mense sal nie dan verander nie. Hulle sal juis nie dan verander nie. Maar daar's 'n tweede broer van veroordeling en kritiek, wat net so destruktief is, en wat eintlik uit presies dieselfde wortel kom, dieselfde oorsprong vanuit ons harte kom, en ek sal bietjie later, gaan ek vir u verduidelik, wat is daardie wortels van beide van hulle, maar al twee, veroordeling en hoogmoed. Hoogmoed sou 'n mens ook verder kon woorde voorgee, want dit is maar dieselfde tipe effek of dieselfde ding. Mense sou kon sê dit is om mag uit te oefen, om magsbehep te wees, om beheer te wil uitoefen, om bokant iemand te staan. Al daai goed is maar eintlik het maar dieselfde effek. En dit is om belangrik te wil wees, mag te wil hê, mense moet my raak sien, hoogmoed, al daai goed, het saam met veroordeling eintlik maar presies dieselfde effek teenoor ander mense, wanneer dit uitgeoefen word teenoor ander mense, en dit veroorsaak verwerping in iemand anderster se lewe. Dit sê vir iemand teenoor wie dit gedoen word, jy maak dit nie. Dit sê vir iemand teenoor wie dit gedoen word, jy's nie op die standaard nie, of jy hoort nie hier nie, of ons soek jou nie hier nie, of ek breek jou af na iets wat kleiner as ek is. En geliefdes, ek wil nou vir julle sê, vanuit die Bybel uit en vanuit die sielkundige wetenskap, is verwerping een van die mees ergste dinge wat jy eintlik regtig teenoor iemand kan doen. Jy kan iemand slaan, jy kan iemand skade doen fisies, maar daar is nie iets wat erger seer maak as om iemand te verwerp nie. Want jy breek iemand se totale menswees tot in die grond en af, wanneer jy iemand verwerp. En veroordeling en hoogmoed is die twee goed wat hierdie effek in iemand se lewe het, is om iemand te verwerp. Daar's nie 'n groter seer nie. Interessant genoeg is dit die twee dinge wat die kruisiging van Jesus Christus kom aanspreek het en kom doen het en kom herstel het en kom genees het in mense soos ek en jy wat op baie vlakke al verwerping in ons lewe beleef het, wat eintlik die totale mensdom beleef het. Want aan die een kant kom die kruisiging van Jesus en dit vat die skuld weg, die veroordeling weg. En daar's min goed wat ook so destruktief is as jou eie selfveroordeling. En dis een van die dinge wat die kruisiging van Jesus kom omkeer het, kom nuut maak het, is dit dat die skuld kom wegneem. Maar in die tweede plek het die kruisiging van Jesus ook die verwerping kom wegneem, want nou behoort jy. Jy behoort. Interessant genoeg is as mens Johannes se evangelie lees in Johannes 1, dan begin die evangelie van Johannes met verwerping. Met dat die seun het na sy
na sy eiendom toe gekom, na sy mense toe gekom en dat sy mense hom nie wou aanvaar nie, maar hom verwerp het. En daar's 'n baie diep misterie, daar's 'n baie diep verbondenheid tussen Jesus se eie verwerping, sy kruisiging waar hy selfs beleef het dat hy van God verwerp is, en my en jou se genesing van verwerping. My en jou se herstel van verwerping, om vir my en jou waarde te gee, behoort te gee in hierdie lewe. Die kruisiging van Jesus het die skade wat veroordeling en verwerping kom doen het, wat hoogmoed, beheer, mag kom doen het in hierdie lewe, het die kruisiging van Jesus juis daardie skade kom herstel, genesing kom bring. Nou, as ons na hierdie teksgedeelte gaan kyk, en want hierdie teksgedeelte praat juist dan nou oor hoogmoed, oor om belangrik te wees, om mag te hê, dan sien ons in hierdie teksgedeelte dat net voor hierdie gesprek van Jakobus en Johannes en hulle versoek aan Jesus, dan vertel Jesus vir hulle, hy is op pad Jerusalem toe, hulle is almal op pad soontoe, om daar te gaan, hy gaan sterwe, hy gaan gekruisig word en hy gaan opstaan uit die dood en hy gaan die koninkryk van God vestig in Jerusalem. Nou natuurlik het die disippels soos tot op die einde nog steeds het hulle gedink dat Jesus het gekom om die koninkryk vir Israel op te rig, die politieke koninkryk. Jesus gaan die Romeinse ryk omvergooi en Jesus gaan dan die koning van Israel wees wat op die troon gaan sit. Dis die idee wat hulle gehad het. Hulle is op pad Jerusalem toe, hulle gaan veg, hulle gaan die Romeinse regering omvergooi en nou vra hulle vir Jesus dat wanneer hierdie politieke regering wat Jesus daar gaan stel tot stand gekom het in Jerusalem, dat hulle wil dan aan die linker en die regterkant sit. Hulle wil twee baie belangrike mense wees in Jesus se nuwe regering. Nou, wat hier natuurlik ter sprake is 'n beginsel wat baie sterk in die antieke tyd gefunksioneer het, en dit is naamlik die wederkerigheidsbeginsel. Dit beteken doodgewoon, ons help jou, jy help ons. Ag, ons politiek van die dag werk ook mos so, né? As jy na die ANC-regering gaan kyk, dan is die ding van ons het saam in die stryd geveg, ons was saam daar, en daarom moet julle vir my ook 'n plek in die regering gee, want ek verdien dit. Dis presies dit wat hier aan die gang is, dat Jakobus en Johannes sê vir Jesus, ons gaan vir u veg, ons gaan die stryd saam met u aanknoop, dis hoekom hulle vir hom sê, hulle kan dieselfde beker drink, dit het niks met die nagmaal en die doop te doen nie, dit het met Jesus se lyding te doen. En hulle kan met dieselfde tipe goed waarmee Jesus gekonfronteer word, hulle gaan ook daarmee gekonfronteer word, hulle is aan sy sy, hulle gaan die geveg saam met hom veg. En in sy nuwe regering wil hulle dan graag 'n belangrike plekke hê, dis niks minder as reg nie, om 'n belangrike plek in sy nuwe regering te ontvang nie. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle, ja, dit is hoe dit werk in die wêreld. In die politieke wêreld, die wêreld wat julle ken, dis hoe dit werk. Daar moet jy in 'n gesagsposisie wees, sê hy, waar jy kan mag uitoefen. Hy sê, julle ken dit, julle weet, mense wat in gesagsposisies is, belangrike mense, is mense met mag. Belangrike mense is mense wat ander laat spring, ander moet hulle dien, ander moet daar wees vir die belangrikes. Hy sê, julle is heeltemal reg, julle ken dit en julle weet dit, dat dit is hoe dit werk. Kom in die regte posisie en jy het die mag oor mense. Jy word gedien deur mense. En dan sê hy,
Maar in die koninkryk van God werk dit nie so nie. Hy sê in die koninkryk van God is die wat juis die belangrikste in die koninkryk van God is juis hulle wat nie belangrik wil wees nie. Dis juis hulle wat die minste wil wees, wat die meeste is in die koninkryk van God. Hy sê dit werk andersom. Trouwens, Jesus is eintlik hiermee met hierdie goed wat hy sê, is hy eintlik mee besig om te sê, weet jy wat, in die koninkryk van God gaan dit glad nie eers oor is jy belangrik nie. Hy sê dit funksioneer nie eers in die koninkryk van God eintlik oor wie's belangrik nie. Daarom het hy hierdie geweldige teenstelling dat die belangrikstes is hulle wat nie eintlik belangrik wil wees nie. Hy sê maar in die koninkryk van God gaan dit oor een ding wat belangrik is en dit is om te dien. Een ding wat jy najag in die koninkryk van God is nie magsposisies nie. Is nie om beheer uit te oefen nie, is nie om belangrik te wil lyk en spesiaal te wil wees nie, is nie om gesien te word nie, is nie om bedank te word nie, is nie om geëer te word nie, is nie om erkenning te kry nie, maar is net hierdie een ding om te dien. Om te dien. Hy sê dis waaroor die koninkryk van God gaan. Want geliefdes, om te dien is om lief te hê. Dis hoe jy mense lief hê. Jy dien hulle. En as jy bietjie dink aan Jesus se Johannes se opmerking wat hy maak in 1 Johannes 4 vers 12, dan sê hy, niemand het God nog ooit aanskou nie. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons, en hoor nou hierdie sinnetjie, en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. So wat sê Johannes? Wat is dit wat die Here met my en jou wil doen? Waar wil hy ons uitbring? Hoekom het hy ons, wat is die doel, die eindresultaat wat sy liefde in ons wil na vore bring? Wat wil hy hê moet jy in die koninkryk van God doen? Kom ons stel dit bietjie in ander woorde. Wanneer het jy gearriveer in die koninkryk van die Here? Johannes sê, wanneer ons mekaar liefhet, het die doel van God se liefde in ons, sy werkinge ons, sy plan met ons, sy rigting met ons, het dit sy doel bereik. Dan het jy gearriveer. Wanneer? Wanneer jy ander liefhet. Hy sê, dis waarmee die Here op pad is met ons. En wat is dit om lief te hê? Is om ander mense te dien. Dis dit. Nou, is die vraag, hoekom sukkel ons dan so daarmee? Hoekom wil ons so graag belangrik wees? Hoekom beklei ons so graag met mekaar? Hoekom veg ons ook maar so altyd in die samelewing vir die belangriker posisie, dat mense moet my hoor en my sien en my bedank en notisie neem van my en dat mense dan spasie maak vir my, want ek is mos baie belangrik, of ek wil graag baie belangrik in hierdie lewe wees. Wat is die wortel dan dat ons mense veroordeel en kritiseer, want as ek dit doen, dan voel ek mos beter? Wat is die wortel daarvan om ander mense te wil beheer? Om gesag oor ander te wil uitoefen, mag oor ander te wil uitoefen. Wat is die wortel dan dat ek graag so vreeslik belangrik wil wees in hierdie lewe? En ek wil dit vanmôre vir u wys. En verrassend genoeg is die wortel van dit in 'n mens se hart is doodgewoon ongeloof in die Here. Ongeloof in die Here, dat ek nie in die Here glo nie.
wat daarmee saamgaan, die twee goed hardloop met mekaar absoluut saam, en ek gaan dit nou vir u wys, is ek weet nie wie ek is nie. Geliefdes, iemand wat wil belangrik wees, wat wil gesag uitoefen, wat ander veroordeel en kritiseer, is iemand wat nie weet wie hulle is nie. Is iemand wat nie die Here vertrou nie. En nog 'n stuk verder, dis iemand wat nie weet wie God is nie. Dis die wortel daarvan. Ons weet nie wie ons is nie. Ons weet nie wie God is nie, en ons vertrou nie vir God nie. Kom ek het so vir jou verduidelik, ek wil nou vir jou 'n stukkie agtergrond gee, en dat jy mooi verstaan, wat is hierdie wortel waarvan hierdie goed vandaan kom. Wel, ons almal, wanneer ons gebore word, het 'n geweldige klomp invloed in ons lewe. Daar's jou ouers wat 'n ontsaglike invloed het in jou vorming as mens. Die skool het 'n groot invloed, jou maats, die samelewing en jou kultuur het 'n groot invloed, en oralster het jy hierdie geweldige klomp goed wat met jou praat, boodskappe vir jou gee oor wie jy is. En so bou ek en jy 'n identiteit rondom onsself op, oor wie ek en jy dink ons is. As jou ouers vir jou oor en oor vertel, jy maak nie jou bed reg op nie, jy kan nie jou klere mooi aantrek nie, jy kan nie dit mooi doen nie, jy kan nie dit mooi doen nie. Nee, as jou ouers oor en oor vir jou vertel, alles wat jy probeer doen, misluk jy in. As 'n kind, asof 'n kind wat 3 jaar is, nou hierdie goed moes perfek kon doen. Maar ons vertel dit oor en oor, word daar vir jou vertel, jy misluk. Wat is jou identiteit wat jy gaan vorm oor 3, 4, 5, 6 jaar wat jy dit oor en oor in jou huis hoor, is jou identiteit is, ek is 'n mislukking. Ek misluk, ek kry niks reg nie. Dis mos logies. Dis wat jy hoor oor jouself. Ag, en so is daar magdom goed wat inspeel in jou lewe, goed wat gebeur, seer kry wat jy kry, en so aan. En al hierdie goeders is medewerkend daaraan om vir jou 'n prentjie of 'n idee te laat vorm oor jou identiteit, oor wie jy dink jy is. Die idee oor jouself. Maar daai prentjie of idee wat jy oor jouself vorm, in elkeen van ons geliefdes, is 'n valse self. Dis nie wie jy regtig is nie. Dis maar net wie jy dink jy is. Dis maar nie die persepsie wat jy oor jouself het. Die Bybel praat party plekke van die vlees, praat op party plekke van ek is wêrelds, praat op party plekke van die sondige self, al word ook in een plek van die valse self gepraat in die Bybel. En dis die prentjie en die idee, die konstruksie van my wat ek oor jare opgebou het. En daai prentjie van my is maar 'n gebroke prentjie. En ek probeer hierdie prentjie vir mense voorhou as dit is die wonderlike ek. Ek probeer hierdie prentjie regop hou, ek probeer hierdie prentjie te verdedig. Ek probeer hierdie prentjie beskerm met alles wat ek het, want hierdie prentjie kan in mekaar val. Hierdie prentjie kan verwoes word, hierdie prentjie kan stikkend raak. En ek probeer dit met alles wat ek het beskerm. En die ding waarmee ons dit beskerm, noem ons 'n mens se ego. Daai ding van ek wil so graag belangrik wees. Ek weet hier diep binnekant sê my valse ek vir my, ek is dit nie. Ek is nie so spesiaal nie, maar ons probeer dit weggedruk, ons probeer dit toemaak, ons probeer dit verdedig met ons ego. En die ego is die ding
wat vir my help om met ander mense te beklei, om myself te verdedig. Dit verdedig baie keer, gee vir my goeie redes. Hoekom mag ek doen en doen wat ek doen? Hoekom mag ek myself vir jou vervies? Hoekom mag ek so geïrriteerd wees? Hoekom mag ek optree soos ek optree? Dis daai ego wat vir ons so graag wil hê ons moet belangrik wees. As ons net kan mag hê, as ek net beter kan wees as ander mense, as ek net jou sonde vir jou kan uitwys, dan voel ek beter oor myself. My prentjie lyk beter as joune. Myne is daarom nie so gebroken soos joune nie. En ek verklein ander, as ek ander kleiner maak, lyk ek groter, kritiseer mense, ek veroordeel ander. Of ek probeer in beheer wees, deur manipulasie, deur kwaad te word, deur my speelgoed in die kot te gooi, deur my te vervies, of wat ook al, nee. Of as ek net in die plek kan kom om mag te besit oor mense, dan, al hierdie goed geliefdes, is maar net een en dieselfde ding. Is maar net my ego wat probeer om my ou huisiekie, my konstruksie wat ek opgebou het, te probeer beskerm. Die ironie van dit alles is, daai konstruksie wat ek opgebou het oor myself, bestaan eintlik nie eens regtig nie, want dis nie wie jy is nie. Eendag 'n meisie wat wou haar eie lewe neem, wat vir my daar sit en sê, oom, ek haat myself, oom, ek haat die mens vir wie ek is. Toe sê ek vir haar, ek kan dit verstaan. Ek sê, maar weet jy, die mens wie jy haat, bestaan nie regtig nie. Jy haat maar net 'n konstruksie in jou kop, wat jy oor jouself opgebou het. En weet jy wat? Daai valse ek, van my haat ek ook. Want dis nie 'n mooi mens nie. Dis nie wie ek regtig is nie. Dis maar uit my eie menslike pogings, wat ek probeer om 'n mensie soos ek aan mekaar te sit. En die valse self gebruik baie keer ook maar ons godsdienste om daai prentjie op te poets en daai prentjie beter te laat lyk. Nee, ons gebruik dit om my beter te laat voel, dat ek is aan godsdienstig, ek is nie soos die ander nie. Ek lees daarom my Bybel, ek ken my Bybel goed. As ek my Bybel goed ken, dan voel ek beter as hulle wat nie die gedeeltes in die Bybel ken nie, want ek ken die Bybel beter. So ek is belangriker by God, omdat ek die Bybel beter ken. Is ek in sy oë belangriker. Ek moet aan die Here se regter en linkerhand sit, want ek ken die Bybel so goed. Of ek bid so goed, daarom moet die Here my aan sy regter en linkerkant laat sit. Ek gaan so goed kerk toe. Ek glo daarom. En ek is dan regtig nie soos die ander sondaars nie. Ek is nie so goddeloos soos die ander mense nie. Dank die Here daarvoor dat ek nie so is nie. Hoe nederig is ons, nie? Dank die Here dat ek nie soos die ander mense is nie. Here, sit my aan die regter en die linkerkant van u hande, daar waar u regeer, want ek hoort eintlik daar. Sien jy hoe bou ons ou huisiekie? Probeer die ding mooi te laat lyk. En dan is ons so vroom, dan sê ons, dank die Here, want ek is nie soos 'n fariseer nie, Here. Ek kyk daarom nie neer op ander mense nie. Ken ons daai gedeelte, die fariseer wat bid en sê, Here, ek dank U dat ek nie soos die sondaars is nie. Here, ek dank U dat ek nie so goddeloos soos die fariseer is nie, Here. Nou, die valse self is baie keer holy like an angel, and proud like a devil. En wat my valse ek dryf, is vrees. Is vrees. Is die diep wortel van elke liewe mens,
Ek is bang ek gaan dood. Ek is bang my liggaam gaan dood. Ek is bang my siel gaan dood. Ek is bang ek gaan dood. Ek is bang ek is nie meer belangrik nie. Ek is bang ek is nie meer spesiaal nie. Ek is bang ek bestaan dalk nie meer nie. Ek is bang die mense dink nie baie van my nie. Ek is bang ek is nie so goed in mense se oë nie. En so word ek gedryf deur hierdie vrees om hierdie huisiekie, hierdie struktuurtjie, hierdie konstruksie wat ek het oor myself in stand te probeer hou. Daarom veroordeel ek ander. Daarom wil ek so graag mag hê oor ander. Daarom wil ek so graag belangrik wees. Die valse ek is iemand wat los van die Here staan, wat los van God staan, en die valse ek se konstruksie en alles is eintlik niks anderster as dat ek probeer om my eie God te wees. Die oersonde van Adam en Eva. Dis Adam en Eva se sonde, oorspronklik. Toe sy sê, ek kan nie die Here vertrou nie. Toe die duiwel vir haar sê, God, julle sal nie sterwe nie, maar God is bang julle gaan soos hy wees. God hou nie julle in stand nie. Het God gesê julle mag nie van enige boom in die tuin van Eden eet nie? Toe sê sy, nee, hy het daarom gesê ons mag van almal eet, maar ons mag van een nie eet nie. Nee, hierdie verdraaiing, hierdie wantroue in God. God is nie eerlik nie, God is nie liefdevol nie, God is nie opreg nie. Jy kan nie vir God vertrou nie, jy moet jouself vertrou. Jy moet jouself behou. Jou behoud is in jou eie hand. Wees jou eie God. Geliefdes, en dan kom Jesus, en Jesus se kruisiging het nie net vir die slagoffers van ons valse self kom sterf en kom genesing bring nie. Maar Jesus het ook vir die een wat dit veroorsaak, vir my, het Jesus se kruisiging ook die antwoord gebring en die genesing gebring. Want deur sy kruisiging sê hy vir my in die Bybel, het ek van jou 'n nuwe mens gemaak. 2 Korintiërs 5. Die ou dinge is verby, jy is nou 'n nuwe mens in Christus. Paulus sê so baie plekke, julle is nuwe mense, leef nou soos nuwe mense. Nou staan ek nie meer los van God nie, maar ek is nou deel van wie God is. Ek is daar by hom, in hom. Die Bybel gebruik hierdie mooi terme. Ek is in Christus. Christus is in my. Paulus sê, dis nie meer jy wat leef nie. Dis Christus wat deur jou leef. Ons is Christus se liggaam. Ons is sy liggaam. Dis die ware jy. Die ware jy is ewig. Die ware jy kan nie beskadig word nie. Wanneer hierdie liggaam ten sterwe te kom, bly jy nog net wie jy is. Die ware jy. En jy's dit nou reeds. Dis wat Jesus vir jou kom doen het. Is om jou totaal nuut te maak. Die ware jy vir jou daar te kom gee. Daai ware jy is ek wat sê, ek probeer nie 'n struktuurtjie meer in stand hou nie. Ek probeer nie meer my ou konsep oor wie ek is in stand hou nie. Nou vertrou ek vir God. Nou is ek in die hande van God. Ek is in hom en hy is in my. En alles wat Christus is in my.
Hoekom leef ons dan nog met sonde? Hoekom doen ons nog dit? Hoekom is ons nog liefdeloos? Want geliefdes, ons glo nie wie ons is nie. Ons glo nie ons is nuut gemaak nie. Ons glo daardie valse ek is wie ek is. En dis hoekom Jesus op hoeveel plekke kom sê, die valse jy moet sterwe. Jy moet hom doodmaak, hy het geen funksie meer nie, kruisig die ding. Want die ware jy is klaar saam met Christus gekruisig, klaar saam met Christus opgestaan uit die dood. Dis die goeie nuus, dis die evangelie. Hoekom leef ons dan nog baie opsigte soos ons leef, dat ons mekaar seermaak? Want ons glo nie vir God nie. Ons vertrou hom nie. Ons glo nie dat ek nuut gemaak is deur Jesus nie. Die ware self is iemand wat in Christus is en Christus in my. Die ware ek is daardie mens in my wat regtig lief het. O geliefdes, jy het regtig lief. Jy het dit binne in jou. Dis klaar gedoen deur Jesus se kruisiging. Dis daar. Al die gawes van die Gees. Geduldigheid, vriendelikheid, goedhartigheid is in jou. Dis iets wat jy moet probeer kry of probeer in die hande kry of wat ook al nie. Dis daar. Die ware self is die deel van my wat ewig is. O geliefdes, jy kan nie sterf nie. Niemand kan jou doodmaak nie. Niemand kan jou lewe neem nie. Jy kan dit nie verloor nie, want jy's ewig. Reeds nou. Jy's geborge in Christus, sê Paulus op 'n plek. In Kolossense 3 vers 3. Julle is geborge in Christus. Geliefdes, niemand kan die ware jy skade doen nie. Niemand kan dit verkleineer nie. Niemand kan dit verneder nie. Niemand kan dit wegneem nie. Niemand kan dit minder maak nie. Niemand kan dit meer maak nie. Niemand kan niks daaraan doen nie. Want jy's klaar geborge in Christus. Dis die evangelie. Dis wat Jesus kom doen het. Jy is klaar belangrik en spesiaal. Jy behoort klaar. Reeds. Daarom het ek nie nodig om te probeer belangrik te wees nie. Daarom kan ek ophou daarmee. Daarom kan ek ophou om te probeer om spesiaal te probeer wees en dat mense my ag en dat ek mag het oor mense en mense moet verkleineer of wat ook al sodat ek kan belangrik kan wees. Ek kan dit stop. Hoekom moet ek iets probeer doen wat ek klaar is? Maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak wie my sien nie, maak nie saak wie my nie sien nie. Ek weet wie ek is. Ek het nie nodig om te probeer om iewers te behoort nie, in te pas nie. Ek het nie nodig om iets te verdedig van my nie. Ek het nie nodig om te probeer myself te beskerm teen mense of wat ook al nie. Dis hoekom daar in die Bybel staan, wat kan 'n mens aan jou doen? Wat kan 'n mens aan jou doen? Hulle kan jou liggaam wegneem, hulle kan jou liggaam seermaak, hulle kan die valse jy seermaak. Maar die ware jy kan nooit deur enige iemand beskadig word nie. Want jy is klaar geborge en volkome in Christus. Ek weet wie ek is. Daarom kan ek met alles wat ek het dien. Sonder om belangrik te wil wees, sonder om bedank te word, sonder om gesien te word. In hierdie prentjie sien jy nie eers die een wat die kos inskep nie.
Want dit is nie belangrik nie. Dit is nie belangrik nie. Jy kan met mense in 'n verhouding leef sonder om mag te probeer uitoefen oor mense. Nou kan jy mense lief hê. Nou kan jy lief hê want jy het niks te beskerm nie. Daarom, geliefdes, ook in 'n gemeente, skuif 'n mens oor van 'n bediening aan die gemeente deur die ouderlinge en diakens en so aan. Nou word dit 'n bediening deur die gemeente. Ek is nie meer die een wat by die huis moet sit en wag om bedien te word. Voel belangrik as die dominee daar my besoek het nie. Nou is ek die een wat sê, nee, ek is die een wat die besoeke doen. Ek is die een wat kom dien. Want dis die belangrikste ding wat jy in die koninkryk van God kan doen, is om te dien. Hulle wat dien, sê Jesus, hulle is die belangrikste in die koninkryk van God. En weet jy wat? Christus het vir jou wat al seer gekry het in hierdie lewe, deur mense se veroordeling en kritiek en mense se verwerping van jou, Christus het daarvoor gesterwe om vir jou genesing te bring. Maar Christus het ook die wortel in ons hart wat dit veroorsaak, het Christus kom wegneem deur van jou 'n nuwe mens te maak wat uit die hand van God leef, in sy hand is, volkome in sy hand. Jy weet wie jy is. Liefdes, as ek en jy nog probeer mag uitoefen, as ons nog probeer wil bedank word, wil belangrik lyk, wil spesiaal wees, wil ek vanmôre vir jou sê, is omdat jy nie vir God vertrou nie. Omdat jy nie vir God vertrou wat hy met jou gemaak het nie. Omdat jy nie glo wat hy vir jou gedoen het nie. Dis die wortel daarvan. Omdat jy nie weet wie jy is nie. Omdat jy nie weet wie God is nie. Dis hoekom. Kom ons bid saam.